Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo manne, dis Koos hierso. So rukkie terug toe ek laas in Suid-Afrika was, het ons 'n opname gemaak in Bloemfontein by 'n brandweermuseum. En die man wat ons daar rondgewys het, is brandweerhoof Chris van der Walt. En Chris, ook 'n militêre veteraan. Ek dink hy was in Swartspes. En ek het die ongelukkige nuus gekry om julle mee te deel dat Chris oorlede is. Ek vermoed gisterand, met ander woorde op die 26ste van November, so 2014 die aand. En ons diepste medelee met die familie en met almal wat hom geken het. Baie geliefde man in Bloemfontein, gewilde man gewees onder die brandweermanne ook. En 'n man met geweldige kennis. En ons het ook nou hierso so kort boodskapie van sy groot vriend Herman Lombard, wat ook op Legacy was. Hulle was in dieselfde eenheid in Swartspes, 'n klein huldeblyk. En dan sal ek ook vir julle die eerste video wat ons opgeneem het, en die tweede een is kort video's, sal ek aanheg hierso wanneer Herman ophou praat. En dan kan ons weer eens geniet die kennis en insig en wysheid van Chris van der Walt. Ek sê weer eens manne, ons kry sulke tydings deesdae baie. Moet die tyd mors om met ons te kom praat en laat daar iets van jou oorbly wat die familie en vriende en almal later weer kan geniet. God seën. Kom ons hoor wat Herman te sê het en dan die twee video's. Goeiemôre, dit is nou 5:48 op wat ek dink deesdae. Hierdie vriendjie van my, ek weet nie meer die tyd so lekker uit. Maar die 27 November. Ekskuus tog. Ek is vroeg op julle spoor vanmôre, want gisterand om 21:45 is Chris van der Walt, een van die mees belangrikste persone op hierdie groep wat ek nog ooit geken het, oorlede. Chris was een van ons brandweerhoofde, hy en Bram, en die ander spanne het altyd gesorg dat daar ongelooflike reaksie is binne die bepalings en die kapasiteit van Bloemfontein se brandweer. En ten spyte van gebrek aan begrotings en instandhouding van brandweerwaens en mobilisasiekapasiteit en personeel en dies meer, was Chris en sy span altyd daar as Bloemfontein 'n noodroep gehad het van 'n brand iewerster. Chris was oralster betrokke. Hy was by die brandspanne betrokke wat in die buitewyke van Bloemfontein in die Vrystaat. Die man se kennis en sy ervaring en sy insig en sy wysheid is net ongekend. En ek wil vandag vir Chris aan julle opdra. Hy's 'n groot boom wat geval het in Bloemfontein se gemeenskap. 'n Groot boom. Sy takke was nog groen wat my aanbetref. Sy blare was bedek. Hy het neste in sy takke gehad. En die voëls het in sy takke gebaljaar. En die voëls het nog in sy takke gebaljaar. En nou het die goeie Vader besluit. Sy werk is gedoen. Chris se werk op aarde is gedoen. En dit was goed. Dit was goed. Ek en Chris het jare terug in Suidwes in dieselfde weermageenhede gedien. Ons is net nooit saam nie. Ons het net na die tyd kon ons lekker stories deel. En wat 'n eyster.
en wat 'n verlies vir ons gemeenskap. Chris, my hulde en dank aan jou. My eer en respek vir wat jy vir hierdie gemeenskap beteken het. Kan nou nie koop nie. Is by 'n baie beter plek my opbel. Ons draai jou op. En ons vra vir die gemeenskap om asseblief daar waar hulle sit, hierdie videoetjie te kyk. Want hierdie video wat ek geplaas het, is 'n versinnebeelding van jou in persoon en wat jy vir ons as gemeenskap beteken het. En dan, julle jong manne, kyk hierdie video. Jou bome is besig om gekap te word. Julle moet opstaan, julle moet instaan en julle moet vol staan. Julle is nie Janie ander kappe nie. Julle is manne van formaat en yster. Staan in, staan op en staan vol. Ons het jong manne nodig om ons gemeenskappe te begin dien en in te staan en 'n verskil te maak. So ek vra julle moet jong manne werf om op hierdie groepe in te kom, sodat ons as 'n gemeenskap die verskil kan maak in die toekoms van die jonger gemeenskappe wat aankom. Is julle beurt. Staan op, staan in en staan vol. Die Here se rykste seën aan Chris en sy familie en Bram, dra asseblief ons dierbare waardering oor aan Bloemfontein Brandweer en ek besef julle het 'n moorse verlies en die ou wat in Chris se skoene moet instaan, glo ek sal dit kan doen en gelukkig het Chris vir hom alles oorgelaat om 'n sukses van die toekoms te kan maak. Ons staan in ons harte met julle en ons spreek Here se beste seën en rykste seën oor julle uit. En ons is dankbaar vir Chris en jou familie en ons is dankbaar vir Bloem se brandweer familie wat so baie vir ons beteken. Ons staan dus terug na nood alleen en ons dra Chris op in 'n minuut van stilte aan die gemeenskap en aan God dat hy sy ware plek in die heelal kan opvat. Amen. Julle sal nie glo nie, ek staan hier in 'n plek in Bloemfontein wat ek nie eers geweet het bestaan nie. En ek moet Herman Lombard bedank. Hy was ook op Legacy X, julle sy episode wys. Stoutste troep in die weermaak sover ek weet van Swaspes of ander plekke. Dan kyk die video manne, dis iets besonders. En julle sal sien ek 'n rooi hoed aan. En die rede hoekom ek 'n rooi hoed het is twee redes. Eerste plek, sien hierdie brand hier so onder die snor. Ja, hulle betaal ons nie om dit te sê nie, maar goeie kwaliteit en ek het persent gekry en mense, dis nogal oulik vir Suid-Afrikaners. Maar hier langs my staan 'n ou wat eintlik die hele snor storie begin het, dink ek. Julle maar net kyk na hom. En ons staan hier by die brandweer. Kan julle glo, het 'n museum in Erlich Park dink ek in Bloemfontein. En vir julle ons wat Bloemfontein ken, is daar naby waar die Eiffeltoring is. Dis daar naby. En ek nie eens geweet van hierdie plek nie. En ons staan nou hier en dit is fantasties en ons gaan meer as een episode hê. Ons eerste episode gaan net bietjie wys wat is hier in die vertrek waar ons nou is en waar hulle vandaan kom en so meer. Dus byvoorbeeld, ek het nie geweet jy kon jou diensplig of iets doen in die brandweer nie of iets in daai lyn. Die man gaan nou vir ons verduidelik. En dan gaan ons 'n tweede episode hê waar ons bietjie praat oor spesifieke voertuie. En daar's 'n klomp voertuie manne en julle kan kom kyk hierso en julle kan self kom sien hoe hulle dit doen en nie doen nie. En dan gaan daar 'n derde episode wees. En in die derde episode gaan die brandweer ons vertel van veiligheidsmaatreëls, soos 'n kursus wat hulle aanbied om jou te red. Want regtig manne, julle weet hoe dit is, as 'n vuur uitbreek, daai vuur versprei ongerustelik vinnig en hy's dodelik en die reuk en die gas en die goed wat afkom kan jou ook vermoor. So dit is baie belangrik. So as jy weet van iemand wat hierdie tipe inligting nodig het, asseblief kom praat met ons, kom luister na dit. Dit kan 'n lewe red en dis wat ons doen op Legacy. So, mag ek jy vra, wat is die naam? My naam is Chris Walt en baie welkom hier by ons museum. Dis altyd vir ons 'n voorreg om lede van die publiek hier te hê en dan ook
ek is ook 'n ou SWA Spesmag lid van baie jare terug. Dan nie ons bietjie sê, watter tyd was jy by Swaspes? Ek was van 1980 tot 1983 se einde, toe was ek 'n SWA Speslid. Nou hoor ek toe, terwyl jy so praat, sê vir my dat ek het altyd gedink dat baie van die brandweermanne is ex-weermaglede. Ek weet van een ou wat 'n volskermsoldaat was in Pretoria, en mense praat van die 1980s, en hy het vir my gesê die kursus om 'n brandweerman te word was erger as sy kering vir die volskerm. Enige waarheid? Definitief. Onthou, die brandweer is 'n absolute fisiese beroep, is 'n beroep wat jy die hele tyd fisies moet aktief wees. Dis 'n beroep waar jy die hele tyd fisies aktief moet wees. En daar's 'n baie sterk fisiese keringstoets wat ons moet deurgaan. Ek moet vir julle sê, ek het daar homself 'n die spoorsnykursus gaan doen, die rateltjie verdien, en hierdie was wat erger is dit. Die fisiese gedeelte sowel as die emosionele gedeelte is wat erger gewees as dit. En dan, om terug te kom na die diensplig ding toe ek in 1984 in die diens begin het, was dit nog nie alom bekend gewees dat 'n mens jou diensplig gedeelte ook in die brandweer kan doen nie. En dit het toe ook aan die lig gekom dat soos wat jy altyd polisie toe gegaan het en nie gaan diensplig doen het nie, het hulle die brandweer, die munisipale brandweere, goedgekeur nadat die regering besef het van die groot rol wat die munisipale brandweere kan speel in die destydse toestande wat ons in ons land gehad het. En toe het hulle dit ook so goedgekeur. Ons het baie brandweermanne wat daai tyd nie gaan diensplig doen het nie, het toe in die brandweer hulle opleiding gedoen. En toe ek begin het, was ons semi-militêr. Ons het gestrek en ons het gesalieer en ons het parades gehad, ons het gemarcheer, ons het en ek het ingeslot, ek het ingepas soos wat jy nie kan glo nie. Die oomblik toe die eerste man op my skree, toe voel ek tuis. So ja, dis hele daai wat nie alom bekend is nie. En dan het ons natuurlik daarna, eers hier ek wil sê 1986 in daai omgewing, was daar 'n verskriklike groot toevloei van ex-militariste wat die brandweer aangesluit het. En dit het ons ongelooflik versterk, veral wat leierskap aanbetref en so meer. Die ouens is mos nou klaar, die leiers is geïdentifiseer en so. En as jy hulle trek, is dit nogal goed verdien. Dit is my vreeslik interessant hierdie goed. Nou moet ek jy vra, ek dink elke kind in die wêreld, myself en almal op 'n stadium gedink 'n brandweerman is daarom een van die coolste jobs wat daar is. Ek meen dit moet werklik wees, jy red mense, jy het hierdie groot trokke waarmee jy rondry met die sirene en jy word verwelkom oral, behalwe in die onluste. Nou in die tweede episode mense, gaan ons julle wys hoe die onluste tydens daai jare, hoe hulle die brandweer moes aanpas omdat hulle met klippe gegooi is, maar ons kom daarby. Maar nou moet ek vir vra, is 'n brandweerman, word hy gebore of kan julle hom oplei, enige ouetjie gryp by die straat en hom oplei tot hy 'n goeie brandweerman is? Meneer, nee, brandweerman is 'n gebore ding. Almal van ons het daai inherente ek wil dien persoonlikheid. En as jy nie bereid is om te dien nie, die eerste vraag wat met my onderhoud vir my gevra was, is hou jy van vuil word? En ek het dadelik gesê ja, en agterna, jare daarna het ek verstaan wat daai brandweerhoof daai dag vir my gevra het. Hierdie is 'n vuil word werk, dis 'n werk wat, en ekskuus, dis nie 'n werk nie, dis 'n leefwyse. Hierdie is 'n leefwyse waar jou onderbou moet baie sterk wees. As jy nie reg trou nie, gaan jy nie 'n ou brandweerman word nie. Dis ongelukkig net hoe dit is. Ons werk as dit die weer op sy slegste is, as dit donder en blits en haal en sulke tipe van goed, daar word van jou verwag om dan uit te gaan en jou werk te gaan doen. En dan laaste maar die minste nie is die emosionele ding van hierdie
van hierdie beroep waarin ek staan, as jy emosioneel nie sterk is nie, gaan jy dit nie maak nie. Dit klink nou lelik, maar bloed en bene is deel van ons daaglikse beroep. En ja, as jy nie kan vrede maak daarmee nie, gaan dit vir jou maar loop. Ja, 'n groot deel van die werk is tog by vreeslike ongelukke om die mense daar, ek wil amper sê die halwe lyke daar uit te sny en te oorhandig, ek neem aan die ambulansmense en die polisie en so. Maar nou het ek gehoor, ek weet nie of dit die waarheid is nie, maar hulle sê vir my, as jy coke vat, en kan jy nogal die bloed lekker afspuit daar op die pad, na 'n toneel. Ek weet nie van die coke wat die bloed afspuit nie, maar kan vir jou sê, jy kan met 'n 2 liter coke 'n groterige brand blus. Dit kan ek wel vir jou sê, maar dit sal ons los vir die huisveiligheid episode. Net 'n ander ding, julle moet ook onthou dat ons nie ons suksesse op die groot klok hang nie. Ons hou dit maar onder die radar. Die rede daarvoor is, en ek word baie die vraag gevra, die rede daarvoor is, dan sien ek my gemeenskap op sy swakste. Ek sien hom wanneer dit met hom glad nie goed gaan nie. As ek met meneer A praat, daar waar hy nou so pas sy hele huis en al sy besittings verloor het, dan is daar is nie nou meer vernis oor nie. En dan moet ons met mekaar reguit praat en ook sekere goed verwag. So, wanneer die gemeenskap op sy laagste is wanneer ons met hom te doen kry, en dis hoekom ons dit ook nie aan die groot klok hou nie. Wat ek self gesien het in my tyd in die SAP en die blitspatrolle, het ons baie met die brandweer gewerk. En baie keer het ek gevind dat die ouens is eintlik diep menslike mense. En ek sal jou 'n voorbeeld gee. Ons kom by een toneel af waar die plek aan die brand geslaan het. Nou ons rol net is om die verkeer en die lastige mense wat julle hinder vir julle al weg te hou. Ons gaan nog praat daaroor. Maar toe kom die tannie uit en sy sê, hoor jy asseblief, my kind het vreeslike duur hi-fi, wat so in Afrikaans, hoëtroustel daarso. En kan hulle nie net die goed nadspuit of iets nie. Daar hulle het so versnaakse versoek gehad en die brandweerman het gesê, dis reg tannie, ons maak 'n plan. Kry julle sulke versoeke en hoe werk dit? Meneer, ja, ons kry nogal staakse versoeke so op 'n toneel en ons probeer ook maar altyd om aan die versoeke te voldoen, want mense weet nie hoe diep gewortel is die sentiment agter so versoek nie. Baie kere die diere en daai tipe van goed, dit kom uit ons eie binneste uit. Ons hou nie daarvan as hulle seer kry nie, dis ook soos kinders, maar onthou, ons eerste missie in ons lewe is om lewens te red, dan om meublement en sulke goed te red, en dan heel laaste sal ons gaan en die brand gaan blus. As jy die lewens begin red en so meer, is dit goed. Maar daai sentimentele versoeke, dis baie belangrik. Ons het byvoorbeeld al kussies met mense se as eerste gaan uithaal en sulke tipe van goed, want dan weet jy daar's baie sentiment daar agter. Maar ons probeer maar altyd voldoen aan hierdie versoeke, mits dit operasioneel toegelaat kan word. Dis ook die ander ding. Ek kan byvoorbeeld nie my mense in gevaar stel om 'n selfoon te gaan uithaal, of om 'n foto te gaan uithaal van een of ander voorgeslag en sulke tipe van goed, as dit 600 en 650 grade daar binne is nie. Mens kan dit nie doen nie. Dis operasioneel nie aanvaarbaar. So ek dink julle sou ook kan verstaan dat die brandweer is essensieel tot enige stad, tot enige plek, want 'n brand gaan altyd uitbreek. En ons gaan praat hieroor in ander aanbiedings ook, maar kan jy my 'n bietjie vertel van die museum hier waar ons nou staan, waarvan niemand weet nie? Die museum is 'n produk van Bram van Zyl. Hy was die groot instigator agter hierdie ding, hy het hom begin. En op hierdie stadium moet ek vir u sê, hierdie is Bram se baba. Ons ander is maar net besig om te assisteer om die ding in die gang te hou. Baie oulike museum, hier is ongelooflike goeie navorsingsgeriewe. Ons Bram het 'n baie groot navorsingsafdeling hier. As jy enige navorsing wil doen rondom die brandweer en selfs die Bloemfontein of Mangaung geskiedenis,
dan sal julle sien hier is genoeg geleenthede. Soos byvoorbeeld hier waar ek staan, as julle net hier kyk en julle sal dit sien, is daar byvoorbeeld 'n verkeersmotorfiets. Ons doen nie net die brandweergoed nie, ons doen ook alle ander goed wat vir ons belangrik is. Hierdie is 'n baie mooi voorbeeld van 'n regte verkeersmotorfiets. En ons het parkeermeters in die museum. Ons het byvoorbeeld die burgemeestersvoertuie, burgemeesterskarre wat ons gehad het. En dit was deel van ons werk. Ons was die burgemeester se sjofeur, die uitverkorenes. Ons het die burgemeester rondgery en ek is die een ou wat eintlik gefire was omrede ek 5 minute laat was vir 'n burgemeestersafspraak. Dit was so erg, my straf was so erg vir daai 5 minute laat, dat my salarisverhoging vir 'n jaar teruggehou is, my verlof is gekanselleer en so meer. So dit was ook een van die destydse funksies van ons in die brandweer. Bo en behalwe dan natuurlik die normale brandweerdienste en reddingsdienste wat ons dan ook gedoen het. Verder iets wat altyd opkom, ryk julle katte uit bome uit. As jy 'n beursie het wat dik genoeg is, sal ek jou kat kom uithaal, maar dit gaan vir jou geld kos. Ons sien dit nie as 'n noodgeval nie, dis meer 'n spesiale diens, en spesiale dienste kos geld. Kat het self daar aangeklim, kat gaan self weer daar uitklim. Hou net die gevare onderweg en hy sal self afkom. Hier agter my is 'n mat met die stadswapen in, wat ons gered het uit die destydse stadsaal, die Bangong stadsaal, wat afgebrand het as gevolg van industriële aksie. En op daai stadium was dit een van die min goed wat ons kon uit die stadsaal uitkry, en dis wat ons het. Dan het jy gevra, ek moet vir jou vertel oor hierdie bomme wat ons hier het. Nou mense, hierdie is die heel eerste brandblussers wat ek van weet, wat vasgesit was teen mure in woonhuise, besighede en so meer. Dis 'n glasbal met 'n chemikalie in. Die oomblik as daar 'n vuur is, haal jy hom uit, jy gryp hom, jy gooi hom na die vuur, hy gee koolstofdioksied af en daai koolstofdioksied blus dan die brand. Maar gebruik hulle dit nog steeds? Meneer, nee, daar's nou nuwerwetse namaaksels van dit, maar dis glad nie regtig effektief nie, omrede jy nie die menslike faktor daarbey het nie. Dis 'n moggetroffe. Jy gooi en jy bid. Waar 'n mens met 'n brandblusser, 'n gewone 9 kg droogpoeier brandblusser, die ou weet waar moet hy korrel, hy weet waar moet hy spuit, maar hy weet ook wanneer om weg te hardloop. Die grootste probleem met hierdie ding is die koolstofdioksied wat hy afgee. 'n Mens het suurstof nodig om te leef, nie koolstofdioksied. Die koolstofdioksied maak jou dood. En jy gaan stel nou vir jouself 'n doodmaak akker deur hierdie ding te gooi. Okay, so die les is, as jy hierdie goed iewers het, gee dit julle vir die brandweer. As jy van hierdie goed het, asseblief kontak jou naaste brandweer. Hulle sal dit met graagte by jou kom haal en dit op die regte manier vernietig of bewaar. En ek is 'n groot voorstander van die bewaar gedeelte, dat 'n mens dit nie net vernietig nie, want dit word glad nie meer vervaardig. Hierdie is 'n leenvoertuig wat deur 'n privaat uitstaller of 'n privaat eienaar aan die museum geleen word. En dis 'n 1926 Stanley brandweerwaandjie. Hierdie voertuig is nog in lopende kondisie. Hy kan nog opgestart word en by homself beweeg. En dan aan sy agterkant, as jy net op die agterkant van hom fokus, is ook een van dieselfde eienaar se voertuie. En dis 'n draagbare brandweerpomp wat agter 'n sedan voertuig of 'n bakkie
gesleep kan word. Baie swaar, maar jy kan met hom nader gaan na 'n waterbron toe, iets soos 'n swembad of 'n plaasdam of iets in daai lyn. Dit maak ons net soveel meer mobiel en dit gee vir ons 'n baie groter slaankrag. Daai pompe. Daar is ook deesdae baie meer sulke tipe pompe, flouterpompe wat ons noem. Dis pompe wat jy self op die water kan laat dryf en dit gee vir jou soveel meer slaankrag deurdat jy jou waterbronne nader bring na jou operasionele behoeftes toe. Maar ek sien hierdie wa reg langs hy. Dit lyk asof hy uit hout gemaak is. Dit is reg, ja. Hy is uit hout uitgemaak. Soos jy kan hoor, dat daai is 'n stukkie plaat, maar sy raam, alles is uit hout uitgemaak. Is dit normaal vir wat? In die dae toe hierdie voertuie gemaak is, was dit die tegnologie tot die mense se beskikking. Dit was nog voor aluminium frames en sulke goed uitgekom het, en die vakmanne was dan ook houtwerkers, en dit is waar die hout strukture vandaan kom en crew cabs vandaan kom. Ek kan dink wanneer 'n brandweerman aankom by 'n toneel, is dit chaoties. Ek kan vaar as rook en mense hardloop rond en ons miskien die alarms gaan af en al sulke goed. So wat as 'n brandweerman is, as julle nou daar staan op die toneel, wat verwag julle van die publiek en wat verwag julle van die ou wat julle gebel het? Meneer, die jou eerste ding, dit is totale chaos as ons op daai toneel aankom. Daar is geen ander woord daarvoor nie, dis chaos. Wat ons verwag, en ek in my persoon is 'n groot voorstander daarvoor, gee vir my werkspasie. Ons is die ouens wat daar gaan rondhardloop. Ek verwag nie van jou om daar op die toneel te probeer beweeg nie. Jy gaan val en seer kry of jouself brand, want jy het nie die nodige beskermende klere nie en ook nie die nodige opleiding nie. En dan die belangrikste is, maak vir ons 'n pad om by die brand uit te kom. Deesdae is daar so groot hoeveelheid mense wat brandtoeriste word, dat hulle die strate so toeparkeer dat ons nie by dit kan uitkom nie. En ek as brandweeroffisier vra asseblief, gee vir my reg of weg, gee vir my toegang tot die toneel. Ek sal in goedertyd vir jou alles kom verduidelik en vir jou kom vertel. En jy wat die oproep aangemeld het, ek verwag van jou niks, maar ek verwag wel van die perseel eienaar of die okkupeerder om net beskikbaar te wees om 'n paar vrae te antwoord, want dit maak die uitmaak van die verslag en die beskikbaarstelling van die verslag vir ons soveel makliker en soveel meer moontlik. En dan 'n laaste ding, mense, ons is nie daar vir rand en sent nie. As daar 'n rekening is hy van jou korttermynversekering verhaalbaar, maar gewoonlik is die rekening ook baie klein. Ek kan vaar dat dit is moontlik dat as jy so by 'n brandtoneel is dat iets kan ontplof binne daai gebou ook, soos 'n gassilinder deesdae of iets. So dit is nie in die publiek se belang om daar rond te staan, nie net om julle te hinder nie, maar om soos die asvols nou te rond te kyk. Kry jy er jou ry? Is dit nie 'n beter advies? Die beter advies is, staan net op 'n veilige afstand. As jy dan nou regtig wil 'n brandtoerist wees en wil sien hoe verloor ander mense alles en hulle totale besittings en hulle totale mens wees, staan op 'n veilige afstand, want met die koms van die solar energie en die sonkrag en batterye en sulke tipe van goed, dis goed daai wat kan skiet en ontplof en so meer. Gassilinders, daai tipe van goed is die ou bekendes wat ons ken, en dit kan nogal chaos maak. Ek hoef nie te veel te sê nie, daar's 'n klomp video's op sosiale media uit oor hierdie goed. Asseblief, staan weg, staan dan nou maar van 'n afstand af en kyk. En asseblief, ek vra baie mooi, moenie probeer om te loot nie. Jy gaan jou rieme styf loop. Moet dit nie probeer op 'n brandtoneel nie.
Ons gaan nou in die volgende video, manne, gaan ons julle nou 'n bietjie wys van die voertuie wat rondstaan. Ek het so 2 of 3 geïdentifiseer. Daar's baie meer. Ek het nou net gevat wat ek gedink het is vir my nou baie interessant. Maar dit bring my nou by die vraag, kan almal hierheen kom? Kan hulle kom hier by julle museum aankom soos hulle lus is? Moet hulle afspraak maak? Toergroepe, kinders, skoolgroepe? Meneer, die museum is oop vir enige iemand vir besoek. Al wat ons vra is, kontak ons per telefoon. Ons is nie 24 ure 'n dag oop nie, ons is oop per afspraak. Ons maak vir jou oop en hier is die goeie nuus, dis heeltemal gratis. Manne, ons is terug hierso vir die tweede episode en ons staan hier binne, ek neem al mens kan maar 'n hanger of 'n ding noem. En hier's 'n groot klomp voertuie. Nou julle sal onthou in die eerste episode het die brandweerman homself voorgestel en hy bietjie gepraat oor Swartspes waar hy was. Nou wil ek hom net terugvat want hierdie is mos nou 'n veterane show. En eerste plek welkom. Baie dankie. Tweede plek, sien net gou ons naam kan weer gee en vir ons bietjie vertel van Swartspes in die ou dae. Chris van der Walt. My pad Swartspes toe het nogal met 'n draai gekom. Ek het as 'n veeartsassistent op Swartspes beland. En daarna het niks meer dieselfde gebly nie. Daar was 'n kaptein Anderson, 'n dokter Anderson. Ek weet nie of hy sekere goeie beginsels of goed in my raak gesien het nie en ek is getrek. Ek het die spoorsnykers gaan doen, berede gedoen, saam met die motorfietsse gewerk en dan saam met die perde opgegaan in die verskillende afdelings in 5-1 bataljon groep, 5-2 bataljon groep. Ek was nooit regtig betrokke in 5-3 nie, maar 5-4 by Jenana en daai manne. Daai het ons my spore lê daar. Swartweg en die Kaluwek dam spore lê daar as 'n SWA spes lid. Net so nou en dan teruggekom Otawi toe na die basis toe, teruggekom huis toe en bitter min teruggekom Republiek toe. Beste dae in my lewe. Moeilikste, lang trane gehuil, maar weet julle wat? Ek huil nou lang trane om weer terug te gaan. Is dit waar hierdie magnifieke snor van hier vandaan kom? Die magnifieke snor het regtig 'n geskiedenis. Ons het 'n Samoeër gehad, sy van was Miller. En hy het die snor gehad. Toe het ek eendag gedink ek, as ek nou 'n groot en 'n ou man in hierdie organisasie is, wil ek ook so snor hê. En ek het hom begin groei daai tyd. En dis nou meer as 40 jaar. In die 40 jaar was hy nog net een keer afgeskeer. Ek was baie siek, ek het Guillain-Barré syndroom gehad en moes hulle my snor afskeer om my te intubeer, om my aan die lewe te hou. Hulle het tot die spieëls vir my weggesteek toe ek wakker word dat ek nie moet sien hy is afgeskeer nie. Ja, ek dink ons almal sal saamstem dat in die geskiedenis van Legacy oor die 800 video's, 3 miljoen plus views, 3,5 miljoen eintlik. En weet julle ons nog nooit 'n beter snor gekry nie. Ek dink die man wen die prys, maar as jy hier sit en jy dink jy het 'n beter snor man, stuur vir my 'n kiekie. Maar nou wil ons bietjie ernstig praat. Hier agter my staan 'n baie spesifieke brandweerwa. Vertel my 'n bietjie van hom. Soos wat in die vorige episode met julle gedeel is, het die munisipale brandweere 'n bitter groot aktiewe rol gespeel gedurende die onderste era. En ons rol was, en ons het nooit deelgeneem aan die politieke situasie. Ons rol was altyd daar in 'n humanitêre ding, om die brand te gaan blus. Maar ongelukkig die gemeenskappe het dit nie altyd so gesien nie. So as ons nou die gemeenskap binnendring met ons brandweerwa, dan word ons met die klippe in die bottels gegooi, en selfs skerp gemaakte 5 liter asblik verfdeksels en sulke goed word na jou kant toe geslinger. En toe het die nasionale regering vir ons hierdie voertuig aangekoop en hom so toegerus. Nou, ek moet vir julle sê, hy het die merke. Die merke sit hier aan die kant en ek dink dit sal later vir julle gewys word. Sy skaars sit.
Die grootste probleem met hierdie ding is om vir hom te bestuur. Want jou oë raak nooit gewoond aan daai grid wat voor jou is nie. Dan as jy nou 'n junior bestuurder kry, hy fokus op die grid en nie op die pad wat voor hom is nie. Ons het 'n paar hair-raising episodes met hierdie man gehad en wat ergste van alles is, in die tyd toe ek nou met haar begin werk, toe was sy nou al deur haar lewenstyd en sy was nie meer heeltemal so betroubaar nie. So, daar was 'n paar aande gewees wat ek lekker vinnig moes bid en hard moes bid om uit te kom. Ons was altyd geeskort deur die SAPS, het sy met Nyalas of ander voertuie, selfs weermagbeskerming gehad, om ons uit te kry en in te kry en dit te gaan doen. Baie staaltjies kan jy uitvertel word uit hierdie masjien uit, deure wat oopvlie in die ry as gevolg van die houtkonstruksie. Dit is nie altyd die gewenste ding nie, en jy moet nou ry, want dis 'n onveilige omgewing waarin jy jouself nou bevind. Jy weet nie waar dit veilig is nie. Weet jy waar jy veilig is? Dis daar waar jou brandweerstasie is. So dis maar die geskiedenis van hierdie Air Firefly wat hier agter ons staan. En dit sluit baie mooi aan by die deel wat ons vroeër gesê het dat jy jou militêre loopbaan of jou diensplig hier by die brandweer kon doen. En net met dit wat ek nou gesê het, behoort al vir jou te sê, jy moes daarom ook 'n tipe van 'n eyster gewees het om dit te kan doen. Nou mag ek vra, sou die brandweerman ooit bewapen gewees het met haalgeweer of om homself te verdedig, of is hy totaal onbewapen, is daar mense te dien? Meneer, nee, ons het onder die Geneefse konvensie geval. Ons is nooit gewapen gewees nie, alhoewel dit ek in my persoon baie kere daarvan verskil het. En ek sê dit reguit, ek het altyd die geloof dat op my geskiet word, wil ek kan terugskiet. En dit het gebeur. Ons mag nie gewapen wees nie, selfs nou nog word dit glad nie toegelaat nie. Ek dink nie dis reg nie, maar ja, dis 'n persoonlike opinie. Nou wil ek vra, ek meen baie van julle verstaan nou die onluste, myself was in Tokoza en paar ander plekke met die onluste. En is nou onbelangrik wat die onluste veroorsaak het, maar is my vreeslik interessant dat altyd, en baie van julle sal dit weet, die eerste ding wat aangeval word is 'n drankwinkel, en na roof hulle hom, en dan vat hulle daai en hulle gooi lekker, nou raak hulle vreeslik sterk, en dan begin die groot moeilikheid, kan amper 'n kaalwoord gebruik, en dan kom die polisie, skiet een dood, of iemand word gewond, nou kom die politici daar, groot bek, baie te sê, dit was die taktiek, en dan kom die begrafnis, en is die hele wiel wat die hele tyd waai, wat die hele tyd draai. Die vraag wat ek nou vir jou het is, op 'n stadium moet jy tog uit jou brandweerwa uitklim. Jy kan nie werk uit hom uit nie. Ek verstaan daar's ouens binne hom wat sekere goed kan doen. Maar as jy nou daar uitklim, wat was die kans dat hulle vir jou gooi met 'n klip of 'n bottel of draai doodskiet of iets met jou doen? Nee, ek moet vir jou sê, daar's 'n paar van ons ouens wat 'n paar houe op ons helms gevat het, want dis jou natuurlike instink, is jy sit maar jou helmet voor. En een ou was baie gelukkig, die helmet het wat ons noem 'n visor, en hy's met 'n baksteen vol op hy visor gegooi. As hy daai dag nie sy visor afgehad het nie, sou ons hom verseker sou hy geskend gewees het. Dit is verseker so. Dan natuurlik 'n ander ding wat julle ook moet onthou, mens swem baie moeilik stroom op. Baie moeilik word daar stroom opgeswem. As ek die brandweers, die brandhous uithaal en ek begin hier teen 4000 liter 'n minuut werk, dan is daar mense wat luister. En die ouens wat die klippe gegooi het, hulle was nooit groot op die swemtaktiek gewees. Maar kom daar 'n punt wat julle sê, mense, ek staan op die toneel, is te gevaarlik. Ons moet onttrek, of sal die polisie of die weermag wat die beskerming gee, vir julle sê, man, ek dink ons moet uitbeweeg. En tweede vraag, is julle ooit alleen gelos, waar die polisie miskien iets anders kan doen, of weermag weet 'n ander rigting neem? Meneer, ja, ons het baie tonele het ons gelos, omrede dit te onveilig geword het. En dan het ons, en dis waar as jy na die insident
command system gaan kyk, jy moet altyd luister na die SAPD of die weermag, want hulle is tog die custodian van hierdie onluste. En ons het altyd vir hulle gesê, maar luister, dis vir ons nou te onveilig, julle moet nou die call maak. Gaan julle of meer mense kry om ons te beveilig, of moet ons onttrek? En gewoonlik het die mense gesê onttrek, dis vir ons belangriker om julle veilig te hou. Mense, ja, dit het op van die skofte waar ek gewerk het gebeur, dat van die SAP-lede onttrek het. Ons weet nou nog nie hoekom nie, maar as jy die uit jou oë uitvee, die slaap uit jou oë uitvee, dan staan jy op die toneel man alleen, net met jou 6 brandweermanne en hierdie draadkar hier agter ons, en die gemeenskap is dan ongelukkig. En nie net een mens nie, maar die gemeenskap is met jou ongelukkig. Ons het al mooi gepraat, ons moes al mooi praat om huis toe te kom. Maar ja, hier staan ek vandag, dit het gewerk. Ek het 'n laaste vraag hierso voor ons nou beweeg na ander voertuie. En man, daar is soveel voertuie wat hier staan. Dit is so 'n droom om hier te staan. Ek dink enige laaitie wat, man, dit maak nie saak wat se ouderdom. Ek weet dat hierdie klomp takhare en liberale is nie altyd dankbare mense nie. En hulle het snaakse idees in die lewe. Nou het dit nou gebeur dat ouens skielik sê, maar julle het sommer gesteel hier van die plek wat julle nou moet die brandblus met sulke twak en nonsens by jou kom, asof jy nou tyd het om nou gou ietsie te vat daarso. Meneer, ja, dit gebeur, en dit gebeur baie. Maar as jy as offisier jou sout werd is, gaan jy opstaan vir jou manne. En jy gaan glo in jou personeel. Jy gaan na hulle toe gaan en jy gaan hulle vra, is dit so? En as hulle vir jou sê nee, gaan jy jou ruggraat moet styf maak. En jy gaan jou staans moet maak. Ons het dit baie gedoen in die verlede. In Mangaung kan ek met alle eerlikheid sê, weet ek nie van een geval waar ek nie my mense kon beskerm nie, omrede hulle skuldig was nie. En ek sê dit weer, ek weet nie van een so geval nie, glad nie. Ek is baie trots om dit te mag sê. Selfs nou in die na 1994 era, moet ek vir julle sê, ek het glad nie sulke probleme in Mangaung gehad nog nie. Ek wil ook net iets sê, ek het gepraat met 'n paar van die 7 met dokters en die spesmagte medics. Jy sien baie op 'n toneel, sal jy sien dat die medic of 'n ding begin jou deursoek, terwyl hy werk, hy haal miskien die beursie uit, hy begin kyk in die beursie, is nie te sê hy wil die geld steel nie. Hy kyk of daar enige mediese kaartjie of 'n ding daar is, hy kyk op jou gewrig vir die mediese goed, en in jou foon deesdae kan jy ook hierdie ding het met die naam van ICE, in case of emergency, die ouens kyk daar, want manne, dis belangrik. Dis belangrik dat ons weet wat's fout met jou, want as ek jou iets verkeerd inspuit, of as ek jou verkeerd behandel, dan gaan jy verseker doodgaan. En dit is onnodig, so jy moet kyk na daai goed dat dit reg is, maar ek is seker in die volgende episode waar ons praat met bietjie veiligheid en wat Chris ons gaan aanbied, moet dit nie mis nie. Gaan ons praat oor die tipe ding ook, om te kyk wat jy kan doen aan jou kant om jou eie lewe te red. Net 'n laaste ding van my kant af. As daai mense by jou gaan kniel, is daar geen rede hoekom hy koeldrank geld wil hê nie. Glad nie. Glad nie. Hy sien een ding en dit is om jou so vinnig as moontlik in 'n ambulans te kry op pad na 'n mediese fasiliteit om jou lewendig te hou. As hy deur jou sakke gaan of jou klere afsny, dis deel van sy protokol. Groot beursies met klomp geld in word dadelik aan die SAPD oorhandig. En deesdae met die koms van selfone sal daar altyd 'n foto daarvan geneem word. Hier gee ek die selfoon, hier gee ek die beursie en so meer. Ek was in die bevoorregte posisie om op 'n ongelukstoneel op 'n tas vol diamante af te kom. Ek moet vir julle sê, daar was 'n klein duiweltjie wat op my skouer gesit het, maar ek het toe die regte ding gedoen en dit oorhandig. So nee, dit is maar net, asseblief, daar is nie enige so iets nie. Mense, dis maklik altyd om te sê die goed is weg, maar dan het hulle nog nie eers begin soek daarna. Ja, ons gaan nou na die volgende voertuig, maar ek wil net vir julle sê, mense, iemand wat jou lewe kom red, onbaatsigtige diens, verdien respek. So hou nou op om as jy nou daar kwaad is vir iets, om jou nie vinnig genoeg jou kat uit die boom kom rescue, of
of wat ook al, hou op met sulke twakke nonsens te skryf op Facebook. Jy help nie die saak nie. Kom help eerder, man. Kom hierheen en word, mens kry mos iets soos 'n volunteer brandweerman, wat noem jy in Afrikaans? Ja, ons in Mangaung het nie volunteer brandweermanne nie, maar by ons van ons ander medewerkers en vennote is daar volunteer brandweermanne. So jy kan help. Dis Jy wat kan ek altyd sê op Legacy. Moenie meer kom moun oor klank of iets nie. Kom kry van jou ordentlike mikrofoon of doen iets voor jy begin moun. Anyway, ek weet 99% van julle is nie kakkare nie, julle lyk soos ek, julle nie die ware nie. So ons verstaan wat ons sê. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n ander voertuig wat hier rond staan. Staan hier by 1974 Dennis brandweerwa. Hierdie voertuig is toegerus met 'n Rolls-Royce 6-silinder engine. En hierdie is die dame waarmee ek my diensjare begin het. Al die bloed en sweet wat hulle uit 'n brandweerman uit kan tap, het ek binne in hierdie masjien gemors. Dis ook die eerste toecab wat ek in my lewe gesien het. Wat ek bedoel by 'n toecab is waar die crew saam met die drywer en die offisier voor in 'n bedekte area sit. Die ander sal ek nou vir julle wys, dis oop cabs. Hierdie voertuig, ongelooflike lekker, betroubare voertuig, baie goeie pomp. En dan, soos wat dit vanmôre vir my gevra is, val hulle maklik om. Nee mense, ek moet vir julle sê, hulle val nie maklik om nie. Want toe ek nou so jongster was en vol testosteroon, toe het ek hierdie een probeer omgooi. En ek kon dit ongelukkig nie regkry nie. Hier staan sy, dit is die voertuig waarmee ek begin het. Nou het hierdie voertuig water binne hom, want die water kan ons nou rondslos, ek meen dan vol hy makliker Ja, dis ongelukkig mense, en dis deel van brandweer se bestuursopleiding. Jy word nie sommer net hier agter die stuurwiel ingegooi nie. Jy kom doen 'n kursus om hierdie goed te ry en te kan werk en te kan operate, die operasionele funksies te kan doen. Die water in die ou dae het hulle nie baffles ingehaat nie. So as jy met hierdie ding ry, dan slos daai water en as jy daai draai so vat, net so as daai body so begin lê, dan kom die water en hy stoot jou 'n bietjie verder. En dan hierdie voertuig lek voor haar agterwiele. Die tank se overflow sit voor die agterwiele, so jy ry altyd nat pad. Dis maak nogal verpret en skreeubande. Skreeubande op 'n brandweerwa is nie altyd 'n goeie ding nie, maar hierdie wa het my geleer om dit te hanteer. Sy het net so 1800 liter tank en asseblief, dis waar mense dit misverstaan. As ek begin werk teen 4000 liter 'n minuut, het ek 20 sekondes se water, dan is die water klaar. Dan sê hulle, die brandweer het opgedaag sonder water. Dis nie waar nie. Die brandweer was net ongelooflik aggressief in hulle aanval en hulle het hulle water klaar gebruik voor jy jou oë kon knip. So daar's altyd goeie bronne van water beskikbaar reg deur die stad of die dorp waarin jy werk. So dis die rede hoekom jy nie by 'n brandweerkraan moet gaan parkeer met jou simpel 4x4 nie. Meneer, ja, dis een van die redes. Die ander rede is, moet tog nou nie op my brandkraan gaan tuin maak en 'n roos daar gaan plant nie. Want ek het nie tyd vir nag 1 uur, as jou huis brand, om nou eers te gaan tuin maak en gras skrop en sulke tipe van goed nie. Ek wil weet, dis daar. Ons diens die brandkrane nog redelik gereeld en dan weet ons die goed werk. Ons hou stil, hulle is op 'n sekere manier gemerk en dis die ander dag se storie. Hy word op 'n sekere manier gemerk en die brandweerman weet presies, daar is water, ek kan daar water kry met die toerusting wat ek op hierdie brandweerwa het. Nou, hoe voel dit om vir die eerste keer nou daai sirene aan te sit in die ligte en die manne gee pad hier voor jou, sal ons nou hoop, as hulle opgevoed is? Jy word baie vinnig in die brandweer 'n adrenalien verslaafde. Want die oomblik as dit gebeur, dan val al die torre van die proppe af en jy dink nie meer rasioneel nie. En dis een van die redes hoekom die drywers of die bestuurders van hierdie brandweerwaans opgelei word, is om eers gewoon te raak aan daai sirene.
Daai sirene se klank werk in op jou ore, die klok, die alarm, noem hom net wat jy wil. En dan raak die ouens roekeloos. Dan raak die manne roekeloos en dan moet ek julle sê in die nuwe Suid-Afrika, die mense verstaan nie dat jy moet pad gee vir hierdie ding wat met alle lawaai van agteraf op pad is na 'n werklike noodgeval toe nie. Ons sit nie dan voor hom en kruip teen 'n powere laas spoed nie. Ja, en hy stop natuurlik nou nie so vinnig soos 'n gewone trok nie, want hy het hierdie 2 ton water binne hom. Hy moet hom vorentoe stoot. Dis baie sleg as jy probeer stop en jy sien hoe kom die fietsryer al nader, al nader, al nader en dan die volgende oomblik raak die fietsryer hier weg. As die fietsryer hier wegraak, dan weet jy of dis te laat of net. En ja, hulle stop nie. Dis ook maar ou generasie goed. Die remme van daai tyd is nie die remme van vandag. Ja, ons het in die blitspatrol hierdie metode gehad waar ons sal afkom op 'n robot en die mense hoor nie die sirene nie, hulle gee ook nie om nie. En dan wat ons doen is ons lok daai wiele, wat hy skree, al 4 van daai wiele ons skuif. En ek verseker die mense kyk baie vinnig hulle triespiel as hulle dit sien. En dan gee pad hulle gewoonlik, maar dit is onnodig man. Wat ek probeer sê is as jy 'n noodvoertuig sien en jy kan sien die alarm, die sirene is aan, die alles is aan, gee pad vir hom, dis tog net logies. Ja, ek moet vir julle sê, die veterane wat ek teekom so in my daaglikse omgang, dis die manne wat nog die ou ding verstaan. En hulle doen die regte ding, dis nie die takhare nie. Dis die korthaarmanne, dis die manne wat ek mee trots is op, baie trots is op. En dis ook die ouens wat die rolle begin speel in die gemeenskap, die leierselement wat in die gemeenskap nou ook begin uitstreek. En dis hoekom ek dink 'n mens moet dalk maar weer hande vat en die ding terugbring van good citizenship, net gewone goeie common sense. Hier staan ek nou by een van die nuwer generasie brandweerwaens. Die brandweerwa is 'n Amerikaanse produk. Soos julle kan sien het hy 'n bitterlike groot lang leer op. Dit is en ek sê weer, dis die nuwe generasie brandweerwaens. Hy het nou al 'n aluminium frame en metaal frame body en so meer. Hierdie een kan 3 personeel voor invat plus 4 aan die agterkant in die crew seats. So hy kan 'n baie groot kompliment vat. Die rede daarvoor is die Amerikaners gebruik hierdie voertuie om uit te draai na enige iets toe. Absoluut enige iets toe. Hulle doen hulle motorongelukke, hulle doen hulle tuinongelukke, hulle doen hulle bosbrande met hierdie swaar voertuie. Ons in Suid-Afrika is nie so geseën nie. Ons gebruik hierdie voertuig spesiaal vir ons aerial attacks en reddings vanaf hoë geboue en so meer. Hierdie voertuig, soos julle kan sien, dra ook nie water nie. Hy het wel die vermoë om water te pomp en aan te jaag na die punt van sy leer toe. 'n Baie lekker Cummins masjien wat hy in het. Ek dink dit is 'n Cummins masjien wat hy in het. Maar as hy aangejaag kom op 'n toneel, moet ek vir jou sê, die takhare gee sommer self vat. Want dit is 'n imposante gesig om hierdie ding te sien aangestorm kom op jou af teen 80 km/h met 'n jong mannetjie agter die stuurwiel. Dan weet jy nie of hierdie ou gaan stop betyds nie. En hy kom en hy stop en hy klim uit en hy sit sy leer op en hy maak asof dit niks is nie. Mense, dit maak 'n ou man se hart warm klop as jy dit kan sien. En daarmee sê ek nie dat dit die alfa en die omega is nie. Ek sê as 'n ou man, daai maak my hartjie baie warm klop. Hierdie nuwe generasie, goed, is maar dis deel van ons geskiedenis en dit is hoekom ons hulle hier in die museum in die museum bære. Onthou ook dat 'n brandweerwa nie baie oud word nie. 'n brandweerwa gaan baie gou op pensioen.
omrede 'n mens sukkel met onderdele en so meer. Die meeste van die brandweerwaens se kilometerlesings is dan ook baie laag. As jy vir 'n ou sê die brandweerwa het 36 of 37.000 kilos op en hy is al 10 jaar oud, dan sê hy maar dit is onmoontlik. Nee, ons ry nie lang distansies nie en die ding word ook nie elke dag 2 keer om die wêreld gejaag nie. Dis kort distansies, maar hy werk baie. Kyk eerder na die hoeveelheid ure wat hy op sy uurmeter het, dis baie belangriker. Mense sien dikwels in flieks en so dat die brandweermanne polies hierdie trokke van hulle daarop elke dag. Hulle is besonder netjies en besonder trotse mense. Is daar waarheid in dit of is dit nou net Hollywood? Meneer, ja, daai polish wêreldwyd ek kom, sal jy netjies wees, jy sal skoon wees en dit sal paraatheid demonstreer. En ons is altyd paraat, semper parati semper, ons is altyd paraat. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, jy kan slegs sien as 'n ding gebreek is, as hy skoon is. As hy 'n haarlyn kraakie het, gaan jy dit nie weet as hy vol olie is nie. En dit is hoekom die manne hierdie goed sit en skoonmaak en seker maak. En ook handvaardigheid. As jy elke dag die ding in jou hand het, gaan jy in die nag weet, terwyl dit stikgit nagdonker is, presies wat is die werkspunt en wat is die verafpunt van daai spesifieke toerusting. Onthou in die nag waar ons heen gaan, is daar nie altyd lig nie. Jy het die vuur se lig en as jy hom geblus het, wat dan? Nou Chris, is hierdie aluminium leer beter as hout? Of is hulle maar uit albei aanwendings aan wat gebeur? Ons het houtleere en ek kan vir julle gaan wys, hier is voertuie wat houtleere het en hier is ook afhaalbare houtleere. Maar die aluminiumleere is maar net die nuwerwetse gedeelte. Onthou, jy gaan in elk geval nie met die ding so naby aan die brand en hom so lank daar hou dat hy enige skade gaan kry nie. Die houtleer is dieselfde, hy's glad geskaaf, hy's lekker dig en so meer. Dis vat die ou, sit hom daar, hy klim deur die venster en hy gaan aan en jy vat dadelik die houtleer weg. Dit gee hom weer kans om af te koel. Ook dieselfde met die aluminiumleer. Dit gee hom ook kans om af te koel. Aluminium het natuurlik ook 'n beter hitteverspreiding as die hout. So al hierdie goed dis maar tegnologie wat verbeter het in die tye wat ons in leef hoor. Ek is seker ons gaan in die volgende episode waar ons praat oor waar jy lesing aanbied oor wat jy moet doen en nie moet doen en wat jy jouself beveilig. Maar ek het iewers gehoor dat 'n ou moet nie hoor as die 5de of die 6de vloer van jou hotel gaan bly nie, want dis omtrent hoe hoog hierdie leere kan kom en as jy hoor as dit is, moet die helikopters jou kom red. Enige waarheid in dit? Nee, heel eerste, daai ding van die helikopter kom jou red. Is nou die grootste strooi wat daar is, want daai helikopter se engine is nie sterk genoeg om daai updraft van warm lug te hanteer nie. Ekskuus, in my jong dae het ons baie saam met die lugmag gewerk en hierdie goed geprobeer oefen en gedoen en so meer. Wat die 4de, 5de, 6de vloer aanbetref, nee, dit is nie heeltemal waar nie. Dit hang maar af wat se vermoë het die ouens in die brandweer waar jy dan ook al gaan bly. As jy op 'n klein plekkie gaan bly, het hulle dan glad nie vermoë om jou eers van die 2de vloer af te haal nie. Maar ons hier in Mangaung, ons gaan daarom so die 10de, 12de, 15de vloer met gemak haal. So, nee wat, en dan die geboue deesdae is ontwikkel sodat daar ontsnaproetes is. Okay, dan sien mense ook nou soms, en ek weet nie of dit 'n grap is of nie, maar soms sien jy die brandweermanne hardloop rond met 'n net en die ou spring af van bo en jy moet hom nou vang. Enige waarheid in dit of Hollywood? Meneer, nee, in my tyd het ek dit nog glad nie gesien nie en ekskuus laat ek nou lag daaroor. Maar daai gebeur in storieboeke, nie in die regte wêreld waarin ek leef nie. As daai ou daar afkom, wil ek weet dis te laat. Die meeste mense val hulle self dood, hulle brand hulle nie dood nie, omrede hulle nie aan hulle eie veiligheid dink, in die regte manier aan hulle eie veiligheid dink nie. Hulle spring en dis glad nie nodig nie.
Ek sê weer, die nuwe geboue is almal ontwerp met ontsnaproetes en brandontsnapplanne en sulke goed wat in plek is. Dis omrede die mense nie reg beplan nie. Dit is hoekom dit so sleg gaan met hulle. Manne, dis my onmoontlik eintlik om vir julle te sê hoe interessant hierdie plek is. Van al die legacy episodes is hierdie een die een wat ek stelliglik die meeste geniet. Dit is soos 'n paradys op 'n manier. Ek weet nie hoe dit beskryf nie. Hier staan oral van hierdie trokke rond en elkeen het 'n geskiedenis en elkeen het lewens gered. Hulle het 'n persoonlikheid, ek is seker daarvan. En julle moet kom kyk. So nou moet ek Chris vra. Chris, hierdie museum van julle, hy is oop vir die publiek, ouens kan kom. Asseblief, ons wil baie graag meer mense en gemeenskapslede hê wat die museum kom besoek, sodat ons jou kan vat en oplei. Net so vinnig, jou net sensitize na sekere goed toe om dit vir jouself veiliger te maak. Die museum is oop nie 24 uur of 8 ure 'n dag nie, maar per afspraak. Jy kan net skakel en dan kom maak ons vir jou oop. Die ander ding is, daar's geen kostes aan die museum nie. Dis gratis en verniet. Ons gaan nou hulle kontakdetails vir julle hier agter sit, so as ook in die beskrywing. Asseblief. En dan gaan ons ook as julle hier aankom en julle het 'n paar kiekies geneem en so, laat weet my tog, want dit is regtig mense, hier kan jy groot plesier hê. Ek kan amper dink dat hierdie plek homself verleen vir 'n matriekafskeid foto's en goed. Soos ek sien by die groot museume so Saxon World, waar jy baie van die ouens sien, SAF en al die SAFs eintlik met die museums. Jy sien die matrieklaaitjie staan daar met sy natuurlik goeie matriek en hierdie verleen hom tot dit ook. So ons is baie dankbaar vir die tyd. Onthou nou, daar kom 'n derde episode, manne. En as jy nie die eerste een gekyk het nie, gaan terug en gaan kyk hom. Jy sal maklik opspoor, tik net in brandweer en so, dan sal jy hom kan kry. Maar onthou nou, die derde episode is eintlik die groot episode, want dis waar die experts vir ons gaan verduidelik hoe jy jouself kan red, wat jy aan moet dink, hoe jy dit moet doen. Uit 'n regsoogpunt moet ek nou wel vir jou sê, gaan kyk na jou assuransie. Gaan kyk na jou assuransie, want baie keer soos hulle sê, jy verloor alles. Jy verloor absoluut alles. En jy sit daar en jy van vooraf begin en as jou assuransie nie in plek is nie, manne, dan het jy 'n groot probleem. En julle almal weet wat baie van hierdie takhare is in die assuransiemaatskappye, ons sê nie almal nie, maar as hulle 'n tegniese punt in jou kan kry, dan gaan hulle dit gebruik. So maak seker daai tipe goed is reg en ek sien uit om verder weer te hoor verder. Baie dankie, ons waardeer. Plesier. Baie dankie vir die voorreg om met my mense te kan gesels. Ja, sê, as daar ander van julle is, brandweermanne, oop plek hier by Legacy, kom praat met ons.
Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.